Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. En ja, ons gaan voort met Lukas 6 en ons is by vers 41. Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Hoe kan jy vir jou broer sê, broer, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, terwyl jy die balk in jou eie oog nie raak sien nie? Skynheilige. Haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Geliefdes, hier help konteks ons weer verskriklik baie. Onthou die vorige konteks is die hele ding waar Jesus sê, ek en jy moenie oordeel nie. En hierdie beeld van Jesus beklemtoon hoe maklik ons foute in ander mense raak sien. Dit is ons baie maklik om ander mense se foute raak te sien. Maar ons eie foute, dit sien ons baie moeilik. En kyk die teenstelling, né? 'n splinter teenoor 'n balk. Dit moet al baie duidelik wees. Maar Jesus gebruik 'n baie sterk woord ook hier. En hy sê skynheilige. Hy sê, dit is skynheilig. Hou op om die foute in ander mense raak te sien. Hou op om te sien wat ander mense verkeerd doen. En fokus op jou eie lewe. Sorg jy dat jy die Here dien. Sorg jy dat jy baie nugter en baie nederig oor jou eie foute is. En maar baie moeite kan doen om jou eie foute reg te maak. Eerder as om ander mense te wil help met hulle foute. Wat in hulle lewe aangaan, is tussen hulle en God. Niks met jou uit te waai nie. Kom ons bid saam. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. En ja, dis 'n teks wat eintlik baie hard praat. Maar Here, help ons om dit te hoor en help ons om gehoor te gee aan dit. En wys ons maar deur die Gees, ook ons eie foute, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Ek wil hom net baie dankie sê. Baie mense vra en ek het regtig vergeet net om dit op die oordenkings te noem. Wenen Bazaar was 'n baie groot sukses. So ons wil graag vir almal wat daar betrokke was, vir almal wat kom kuier het, vir almal wat gehelp het, sê baie dankie. Ons het die baie mooi bedrag op die dag ingesamel van net oor die R200,000. En weet jy, as ons kyk na die klein groepie mense wat ons is, dan is dit eintlik onmoontlik. Dit moet eintlik nie kan gebeur nie. So al wat ons gaan moet raak sien, is hoe ongelooflik die Here vir ons geseën het, en hoe die Here letterlik 'n wonderwerk gedoen het, dat ons dit mag beleef. So ons is innig nederig dankbaar vir wat die Here ook daar gedoen het. So vriende, mag jy baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.